Goeienaand julle en welkom by vanaand se Pinksterdiens. Ek hoop julle is nou al lekker in die ritme van hoe dinge by ons Pinksterreeks verloop en ek hoop julle kersies is in die brand gesteek. Julle kan sien ons in 'n brand soos wat dit elke aand doen. 'n Kersie vir elkeen van ons in die gesin om ons te herinner dat die Here hier by ons teenwoordig is, dat die Heilige Gees ook in elke een van ons is. So ek hoop dit is vir julle 'n wonderlike ervaring tot dusver saam met ons, waar ons hierdie week kyk na die eienskappe van families wat lewe binne die kragveld van die Heilige Gees. Vanaand gaan ons verder gaan en na die volgende eienskap kyk en mag dit vir jou en vir my 'n geseënde ervaring wees in die teenwoordigheid van die Here. En mag julle sommer voel hoe die Here deur sy Gees daar by julle is en vanaand die Here se hart vir julle kom deel. Ons het weer eens later in die diens die spesiaal vir ons kinders. Ons het iets vir almal vanaand. So mag dit vir julle sommer net 'n lekker ervaring saam met mekaar wees. Weet, alhoewel ons in verskillende vertrekke vanaand sit en op ons eie TV-skerms of rekenaarskerms kyk, saam is ons nog steeds een geloofsfamilie wat vanaand by mekaar is. Vir diegene van julle wat nie deel van Garsfontein gemeente is nie en sommer maar net saam met ons deelneem via hierdie aanlyn dienste, baie welkom vir elkeen van julle ook. Julle is deel van ons familie, wat ons deel een hemelse Vader, ons Here en ons God. Ek wil vanaand se diens begin deur vir ons te lees uit Psalm 16. En binne hierdie tye waarin ons onsself bevind, is daar min dinge wat ons so rustig maak as die wete dat God vir ons sorg. En daarom in vers 5 tot en met vers 11 van Psalm 16 lees ons hierdie woorde: Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Liewe vriende, liewe familie, in die naam van ons Here Jesus Christus, wat 'n wonderlike belofte en getuienis is hierdie nie. En ek en jy kan vanaand weet dat hierdie woorde vir my en jou ook waar is. En daarom groet ek jou vanaand in die naam van hierdie getroue God en hemelse Vader van ons, wat werklik nog altyd vir ons gesorg het en elke dag nog steeds vir ons sorg en elke dag ook vir ons sal sorg. Genade en vrede vir elkeen van julle en julle geliefdes. Amen. As hierdie woorde vir jou waar is, wat ek seker is dit is, wil ek vir jou uitnooi dan om saam met ons die Here se naam te loof en te prys. Ons gaan 'n loflied sing tot eer van die Here, waar ons sommer net vir hom gaan dankie sê vir sy sorg in ons lewe. En as ons klaar die Here se naam geloof en prys het, dan is dit tyd dat al ons kinders, al ons maatjies nader sit, maar dan gaan laat my vir ons kinderaktiwiteit doen en vir julle vertel wat julle na die diens saam met pappa en mamma by julle huise kan saam doen. Maar eers kom ons almal sing en dan loof en prys ons die Here wat vir ons sorg, se wonderlike naam. We
Welkom julle almal vandag. Ek is so bly om weer met julle te werk. Vandag gaan ek met julle praat oor sorg. Sorg vir mekaar en sorg vir jouself ook. Soos julle kan sien het hierdie tafel net 2 pote. Die derde een is nie in nie. En as ons hom omdraai, dan gaan hy nie staan nie. En dan gaan hy net afval. Ons moet vir mekaar sorg, almal saam om die tafel goed te kan laat balanseer. As mamma en pappa net vir mekaar sorg, maar hulle sorg nie vir jou nie, dan gaan die tafel nie balanseer nie. En ook, as jy nou bykom, en jy ondersteun nie van mamma of pappa nie, jy luister nie wat mamma sê nie, en jy wil ook nie saamwerk met pappa nie, of mamma wil dalk nie saamwerk nie, dan gaan die tafel ook nie stewig staan nie. As al 3 pote ingedraai is, dan het ons 'n stewige fondasie om lekker saam te werk. En dit is dieselfde met jou. As jy vir jouself sorg en jy sorg vir die mense om jou, het jy 'n stewige fondasie om op te bou. Daar sê al ons maatjies en al ons kinders, ek hoop daardie was vir julle lekker en interessant geweest, en ek hoop julle sien uit om na die diens, die aktiwiteitjie, by die huis saam met pappa en mamma dan ook te doen. En julle onthou asseblief om in hierdie tyd vir ons foto's te stuur. Stuur vir ons foto's waar julle besig is om hierdie diens saam te kyk. Stuur vir ons foto's van julle gebedsmuur, waarop julle elke dag se gebedspunte opsit, sodat julle kan bid daarvoor. Stuur vir ons foto's van die aktiwiteite wat julle saam doen. Ons wil graag aan die einde van hierdie reeks 'n Pinkster familiefotoalbum saamstel, sodat ons ietsie saam met mekaar kan beleef van dit wat ons saam in hierdie tyd deurgemaak het. Ons gaan vanaand saam lees uit 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 en ons gaan saam lees van vers 12 af. 1 Korintiërs 12 van vers 12 af. Maar met ons Bybel so oop voor ons, kom ons word net so 'n paar oomblikke stil en dan sing ons hierdie gebed tot eer van die Here, waar ons vir die Here vra dat ons naby aan hom wil wees en iets van sy liefde en sorg wil ervaar. En kom ons vra hom dan ook om vir ons rustig te maak en ons harte oop te maak vir dit wat hy vanaand vir my en jou wil kom deel. Ek maak nou my hart oop, dat U daarin kan woon. Vergewe my sonde en maak alles skoon. Ek wil graag U kind wees en rein voor U staan, opnuut oorgegee. Neem Jesus nou aan, vervul nou my wese, die kos binne my. Ek weet dat U luister, U spreek my nou vry. Vergewe my denke, verander my gees. Leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Neem nou my lewe as 'n offer aan U. Heilig dit, Here, aanneemlik vir U. Als wat ek is, Heer, kom ek vir U gee. Wees U nou die koning wat in my regeer. Vervul nou my wese, die kos binne my. Ek weet dat U luister, U spreek my nou vry. Vergewe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe.
Nadat ons saam gebid het, kom ons lees vanaand se skrifgedeelte. 1 Korintiërs 12 van vers 12 tot en met vers 31. Is 'n lekker stukkie wat ons gaan saam lees, 'n bekende stukkie wat gaan oor iets so relevant in hierdie tyd waarin ons onsself bevind. Onthou, Pinkster gaan oor die Heilige Gees en die Heilige Gees se werking in ons lewe. En een van die wyse waarop die Heilige Gees in ons lewe werk is deur die gawes van die Heilige Gees. So kom ons lees hierdie gedeelte saam. 1 Korintiërs 12 van vers 12 tot vers 31. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. En verder is daar die wat wonderdade kan doen. Dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes. Tot sover wat ons saam lees uit die woord van die Here. Vriende, soos wat ons reeds in die begin van die diens vir mekaar herinner het, is ons in hierdie week op 'n reis saam met mekaar, waar ons iets leer van die eienskappe van families wat lewe binne die kragveld van die Heilige Gees. Ons het daar gesels oor families wat saam bid, ons het gesels oor families wat saam eet, en ons het gesels oor families wat saam speel. En vanaand wil ons kyk na die volgende eienskap wat 'n kenmerk is van families wat lewe soos wat God wil hê hulle moet lewe. Families wat toelaat dat die Heilige Gees hulle lewens en harte verander, en sodat hulle deur die krag van die Heilige Gees ook lewe. En dit is dat families wat lewe deur die Heilige Gees sorgsaam. Dit is families wat nie net vir mekaar sorg nie, maar ook saam met mekaar vir ander sorg. Nou reg deur die geskiedenis, soos die Bybelse verhaal lees, en veral die verhaal van die vroeë Christene, die vroegste gelowiges in die kerk van daardie tyd, is een van die kenmerke van daardie gelowiges, die wyse waarop hulle vir mekaar gesorg het.
Ons lees daarvan onder andere in Handelinge 2 en Handelinge 4 en 6. En is dit opvallend hoe hierdie gelowiges dood eenvoudig vir mekaar deur die moeilikste van omstandighede gedra het en vir mekaar gesorg het. Alles wat hulle gehad het met mekaar gedeel het. Dit was hierdie kenmerk wat gelowiges onderskei het van die res van die samelewing. En dit is hierdie kenmerk wat gemaak het dat die vroeë kerk uit sy nate uitgebars het en kort voor lank die magdom gelowiges gehad het wat deel geword het van hierdie unieke geloofsfamilie. Dit is ook belangrik dat ek en jy moet raak sien dat wanneer ons die Bybel lees en veral in die Nuwe Testament, wanneer daar gepraat word oor die verhoudings van gelowiges met mekaar, dan verstaan hulle hierdie verhoudings as familie. Die gelowiges, ongeag van hulle agtergrond of hulle kultuur of die taal wat hulle praat of hulle Jood of Griek, slaaf of vry was, hulle was familie van mekaar. Jy sien, die eerste gelowiges was diep bewus daarvan dat alhoewel hulle verskillend gelyk het, alhoewel hulle verskillende kulture gehad het, alhoewel hulle verskillende agtergronde gehad het en gebruike gehad het, het hulle danksy hulle geloof in Jesus Christus baie in gemeen met mekaar. Hulle deel een geloof, een doop, een gees wat in hulle werk, en het hulle nuwe identiteit gevind in hulle een geloof in hulle hemelse Vader. Hulle was boeties en sissies van mekaar. Hulle was familie van mekaar. Hulle was 'n huisgesin gewees. En die boodskap van die Nuwe Testament is baie duidelik. Families sorg vir mekaar. Jy sien, dit is belangrik vir ons gesprek in hierdie tyd waarin ons onsself bevind ook. Want in hierdie inperkingstydperk en al die uitdagings wat op ons deurstoep geval het, is dit opvallend hoe mense die vraag vra en eintlik rondkyk en vra maar wie se verantwoordelikheid is dit om 'n oplossing te gee vir hierdie uitdagings? Wie se verantwoordelikheid is dit om te sorg vir hulle wat honger is en met armoede gebuk gaan en hulle werk verloor het? Wie se verantwoordelikheid is dit? En dan is dit opvallend om te lees in die kommentaar van mense onder mekaar dat die vinger baie maklik gewys word na die regering. Dit is die president se verantwoordelikheid. Dis ons regering se verantwoordelikheid om te sorg in die behoeftes van mense. Dis die gevolg is dat mense en die hartseer realiteite, selfs kinders van die Here, deel word van 'n negatiewe en 'n afbreekende retoriek in hierdie wêreld, waar ons so maklik wys op die onbevoegdheid en onbekwaamheid van ons land se leiers om te sorg vir ander. Maar dalk is dit nie so eenvoudig nie. En jy sien, dalk moet ons vanaand vir mekaar eerlik sê, dat as kinders van die Here is ons wegspringplek die woord van God. En as ons die Bybel reg lees en verstaan, dan is dit nie eerste die regering se verantwoordelikheid om te sorg nie. Dit is nie eerstens ons president se verantwoordelikheid om oplossings te vind nie. Nee, die Bybel leer vir ons dat die sorg vir mekaar gebeur by die familie. Of vir mekaar te sorg is eerstens die verantwoordelikheid van families. Waar kinders onthou om vir hulle ouers te sorg wat nou bejaardes is. En waar broers en susters vir mekaar sorg, soos wat net families kan. En waar ons as 'n geloofsfamilie ook sensitief is vir die nood rondom ons. En sorg vir mekaar. Om vir mekaar te sorg, leer die Bybel vir ons, is die verantwoordelikheid, die taak, die opdrag van ons as 'n geloofsfamilie. Ons eer die Here, ons dien die Here deur mekaar en ander te dien. En nou kan ons natuurlik vra, maar dis nou goed en wel om te hoor dat ons vir mekaar moet sorg, maar ons het nie die hulpmiddele om dit te doen nie. Dit kan seker nie ons verantwoordelikheid wees om die nood van alle mense te verlig nie. Ons het dood eenvoudig nie daardie finansies nie, ons het nie die hulpbronne om hierdie te kan doen nie. Maar dit is ook nie heeltemal waar nie. Want julle sien in ons gedeelte wat ons gelees het, leer ek en jy vanaand dat die Here aan ons die opdrag gee om as 'n familie te sorg vir mekaar. En wanneer die Here 'n opdrag gee, dan beloof hy ook vir ons die middele om daardie opdrag uit te voer.
En daarom is dit so belangrik dat in hierdie Pinkstertyd ons mekaar daaraan herinner dat ons het alles wat ons nodig het om vir mekaar te kan sorg. Jy sien, die Here het vir ons 'n wonderlike kragbron in ons lewe gegee, die Heilige Gees. En hierdie Heilige Gees seën ons met 'n verskeidenheid van gawes. En is deur hierdie gawes wat die Here ons toerus om vir mekaar te sorg in tye soos hierdie. Jy sien, die eerste gelowiges, die vroeë kerk, het juis ook deur die krag van die Heilige Gees vir mekaar gesorg. Hulle kon dit nie uit hulle eie uitdoen nie. Dit het nie uit hulle self gekom nie, maar dit was 'n lewe in afhanklikheid van die Heilige Gees wat hulle in staat gestel het om vir mekaar te sorg. Jy sien, dalk moet ons, as ons hierdie gedeelte lees, vir mekaar vanaand herinner aan hoe ons die gawes van die Heilige Gees in die eerste plek reg moet verstaan. Wanneer ons praat oor die gawes van die Gees, dan is die hartseer realiteit dat dit vandag tot baie verskille binne in die kerk ook lei. En die gawes van die Gees is struikelblok vir baie gelowiges juis geword, omdat ons dit misverstaan, omdat ons dit verkeerd verstaan. Hoeveel gelowiges worstel nie met die vraag, dat as ek regtig 'n kind van die Here is, waarom kan ek nie in tale praat nie? Jy sien, dit kom van 'n verkeerde verstaan van die gawes van die Heilige Gees. Jy sien, die gawes van die Heilige Gees gaan nooit, en was nooit bedoel om eerstens te gaan as 'n bewys van my en jou vlakke van geloof, of 'n kenmerk van waar ons in ons verhouding met die Here staan. Die gawes van die Gees gaan nie oor my en hoe oulik ek is, en 'n bewys van hoe sterk my geloof is nie. So amper asof ons sulke vlakke van geloof het, en ek het sekere gawes wanneer ek begin om 'n Christen te wees, en hoe meer ek groei in my geloof, hoe meer gawes het ek, en die hoofgawe is natuurlik, wanneer ek nou regtig in my verhouding met God gearriveer het, dat ek die gawe ontvang om te profeteer of in tale te kan praat. Dit was glad nie die bedoeling met die gawes van die Gees nie. Sien, hierdie gedeelte wat ons lees, skryf Paulus juis binne 'n tyd wat kinders van die Here ook hierdie gawes verkeerd verstaan het en onder mekaar beklei het oor watter gawes nou eintlik die belangrikste is en watter gawes beter as die ander ene. En dan kom Paulus en hy herinner vir hulle aan 'n baie belangrike waarheid as dit kom by die gawes van die Heilige Gees. Net voor ons gedeelte wat ons vanaand gelees het, kom Paulus en hy sê aan elke een word 'n afsonderlike gawe gegee, 'n gawe wat verskil van ander sinne, maar hoor mooi, tot voordeel van ander. Het jy dit mooi gehoor? Dat God gee aan sy kinders, aan hierdie geloofsfamilie, elke een 'n verskeidenheid van gawes, maar met die doel dat hierdie gawes tot voordeel van ander gebruik kan word. In ons gedeelte wat ons vanaand gelees het, word dit dan herbevestig dat hierdie gawes word gegee sodat ons mekaar en ander daardeur kan dien. Nou, om mekaar te dien kan net so maklik verstaan word as om vir mekaar te sorg. Want jy sien, om mekaar te dien is nie net 'n geestelike realiteit nie. Nêrens in die Bybel lees ons dat ek dien iemand net deur gebede of net deur seënwoorde of seënwense uitspreek nie. Om iemand te dien was om prakties vir daardie persoon te sorg. Om daar te wees vir 'n persoon binne in krisistye in hulle lewe. Om te dien was 'n baie praktiese ding. Dit was 'n hande en voete ding. Dit was 'n leefstyl ding. En sodat ons mekaar kan dien, kom die Here deur sy Gees en hy seën ons met 'n verskeidenheid van gawes, sodat ons deur hierdie gawes toe te pas vir mekaar kan sorg. Sien, wanneer ons dit verstaan, dan kom ons agter dat God ons alles gegee het wat ons nodig het om vir mekaar te kan sorg. Dat ons as familie in alle omstandighede daar moet wees en daar kan wees vir mekaar. En daarom, omdat ons as geloofsfamilie in verskillende tye in ons lewe is, binne verskillende omstandighede is, verskillende behoeftes het,
ander vrese en ander bekommernisse het, omdat elkeen van ons omstandighede en behoeftes so verskil, gee die Here vir ons gawes wat van mekaar verskil, sodat ons vir mekaar kan sorg. Is dit nie 'n wonderlike belofte wat die Here vir ons gee nie? In hierdie gedeelte lees ons so mooi waar die Here vir ons sê, omdat julle een liggaam is, alhoewel julle verskillende lede is, wat elkeen gawes het wat van mekaar verskil, is julle een liggaam. Julle storie is verbind aan mekaar. Met ander woorde, wanneer een swaar kry, raak dit die hele liggaam. Met ander woorde, wanneer daar iemand is wat swaar het, of in behoeftig is, of in nood verkeer, of hartseer is, of bekommerd is, of siek is, dan raak dit die hele liggaam. Dit affekteer ons almal. En net so, wanneer iemand goeie nuus ontvang het, of wanneer dit met iemand goed gaan, dan word almal met blydskap vervul. Dus in hierdie gedeelte herinner vir my en jou, dat ons lewe nie los van mekaar staan nie. We sien so baie keer, en dink ons, dis my lewe, en my primêre verantwoordelikheid is om te sorg vir my en my behoeftes. En vir die res van die mense is dit ander se verantwoordelikheid. Dis die staat se verantwoordelikheid, dis die regeringsinstansies, die minister se verantwoordelikheid. Maar dis nie 'n Bybelse perspektief nie. Die Bybelse perspektief is dat as 'n familie van mekaar, is ons lewens gekoppel aan mekaar. En rus die Heilige Gees ons toe, om vir mekaar te kan sorg. Ons lees in verskillende gedeeltes in die Bybel, oor hierdie verskillende gawes. En as ons so mooi gaan kyk, dan sien ons hoe die Here deur hierdie gawes ons toerus om in alle omstandighede daar te wees vir mekaar. Vir diegene wat moedeloos is en op die punt is om moed op te gee, is daar persone met die gawe om iemand moed in te praat. Vir iemand wat sukkel met geloofsvrae, is daar persone met die gawe om 'n woord van kennis of wysheid te kan oordra. Daar is ons persone wat geseën word met die gawe om hulp te verleen aan ander. Dit is praktiese hulp, selfs materiële hulp. Daar word mense geseën met die gawe van die Heilige Gees om vrygewig te wees, om gasvry te wees, om iemand welkom te laat voel. En so is daar verskeidenheid van gawes vir elke situasie in ons lewe, sodat ons vir mekaar kan sorg. Vriende, dan lees ons aan die einde, in die heel laaste versie van hierdie gedeelte wat ons gelees het, waar Paulus sê, lê julle toe op die beste genadegawes. En dan net daarna volg die baie bekende hoofstuk van 1 Korintiërs 13, wat gaan oor die liefde. En julle sien 1 Korintiërs 13 is 'n uitbreiding van hierdie gesprek oor die gawes van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En liefde is die sleutel waardeur ons hierdie kernwaarheid van 'n geloofsfamilie oopsluit. Want jy sien, wanneer ek werklik lief is vir God, dan is ek werklik lief vir ander mense. En wanneer ek ander mense werklik lief het, dan raak hulle storie my. Dan raak hulle omstandighede my. En dan vra ek vir die Here, en stel ek myself beskikbaar vir die Here, om vir ander te sorg, deur die gawes wat die Here aan my gegee het. Vriende, dit was die kenmerk, die spesiale eienskap van die Christelike kerk reg deur die geskiedenis. In die moeilikste van tye het kinders van die Here vir mekaar gesorg, binne hulle vermoë, maar ook buite hulle vermoë. Hulle het gegee meer as wat hulle kon gegee het. Jy sien, want wanneer ons lief het, soos wat Jesus Christus vir ons die voorbeeld gestel het, dan sien ons iemand se nood raak, en dan doen ons iets daaromtrent. Selfs al vra dit opofferings van my, en selfs al veroorsaak dit 'n bietjie ongemak, of 'n bietjie ongerief in my eie lewe. Want wanneer iemand in my familie swaar kry, as sal ek enigiets doen om vir hulle te sorg. Vriende, daarom in hierdie inperkingstyd is in my gebed dat die Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons nie so maklik die vinger sal wys na die regering toe nie. En dat ons nie op ons gemakstoele sal sit en dat die nood van mense rondom ons die probleem van iemand anders sal wees nie. Maar wanneer die nood van ons geloofsfamilie
die nood van die mense rondom ons, alle mense, ons harte sal raak. En dat ons liefde vir hulle en ons liefde vir God ons sal dwing om iets te wil doen aan ander se nood. Ja, kom ons sê vanaand vir die Here dankie vir die gawes waarmee hy ons deur sy Heilige Gees seën. Maar kom ons vra ook die Here om deur sy Heilige Gees ons sensitief te maak vir geleenthede waar ons vir mekaar en vir ander kan sorg. My vriende, deur vir mekaar te sorg, selfs al vra dit opofferings van ons, selfs al veroorsaak dit ongerief, selfs al vra dit dat ek van my aardse middele moet gee vir ander en tevrede wees met bietjie minder sodat ander rondom my ook kan hê. Ja, hoe ek ook al sorg vir ander, wanneer ons uit liefde na buite lewe en sorg vir ander in nood, dan dien ons die Here. Vriende, so wat ons gebruik is tydens hierdie Pinkstertyd, wil ons geleentheid skep waar ons saam met mekaar gaan bid ook. Gebed wat so in die hart van Pinkstertyd is. Pinkster is nog altyd 'n tyd wat gelowiges saam met mekaar gebid het. En ons wil vir jou vanaand weer eens geleentheid gee om daar waar julle in julle huise is, saam met mekaar te bid, oor enigiets wat op julle harte is. En kyk asseblief ook na die paar gebedsversoeke wat ons op die skyfie vir julle gaan wys. En dan skep ons nou 'n ruimte waar ons kan rustig word. En kom ons bid saam met mekaar. Ons het 'n geleentheid gehad om daar waar ons in ons huise bymekaar is, saam te bid. Ek wil graag vir ons hierdie diens afsluit deur ook vir ons almal saam 'n gebed te doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U sorg op wonderlike wyse vir elkeen van ons in ons lewe. Ja, Here, U goedheid en liefde en genade ken geen einde nie, en ons kan nie anderste as om met dankbare harte U te loof en te prys vir U sorg in elkeen van ons se lewe nie. En Here, ons wil so graag deur ons lewens vir U dankie sê, en ons het vanaand gehoor dat een van die maniere waarop ons U kan eer, is deur om vir mekaar en ander te sorg. Here, om vanuit liefde uit te reik na ander in nood. Here, soos wat U ons eerste lief gehad het. En daarom vra ons, Here, hier is ons. Kom werk in ons harte deur die Heilige Gees. Kom vorm ons en help ons om so te lewe, soos wat U wil hê ons moet. En Here, sodat ons as familie sensitief sal wees vir die nood rondom ons, Here. En sodat ons nie net vir onsself sal lewe nie, maar Here, toegerus deur die gawes van U Gees, rondom ons sal kyk, en by elke geleentheid vir ander sal dien en sorg. Ja, Here, hier is ons. Gebruik ons hande en ons voete.
Ja, Here, ook ons besittings en selfs ons geld, Here, ook ons tyd en ons omgee. Ja, Here, alles wat ons is, alles wat ons het, gee ons vir U. Gebruik ons, Here, en sorg vir ander deur ons. En Here, wanneer ons dit doen, mag ander deur ons omgee vir hulle, U liefde voel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, dankie dat julle vanaand saam met ons gekuier het. Ek hoop dit was vir julle as gesin 'n wonderlike geseënde aand saam met ons. En mag julle die aktiwiteite wat julle hierna gaan doen, ook sommer gate uitgeniet. We vanaand se diens afsluit deur die seën wat ons lees in Matteus 5. Waar die Here Jesus Christus, ons het vanaand gehoor dat die Here ons toerus en dat hy ons roep om deur sy gawes ander te gaan seën, vir ander te gaan sorg. En een van die begrippe waarvan die Bybel daarvan praat, is die woord barmhartigheid. En ek en jy kan vanaand hoor dat die Here ons stuur deur sy Heilige Gees om tot seën vir ander te wees, om vir ander te gaan sorg, om barmhartigheid te wys aan ander. Maar ontvang ook hierdie seën van die Here vanaand, waar die Here vir jou beloof, dat geseënd is jy wanneer jy barmhartig is, want aan jou sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is jy wanneer jy sorg vir ander, want vir jou sal ook gesorg word. Mag die Here julle seën, mag die Here julle seën vanaand met 'n veilige nagrus en tot ons mekaar weer sien. Vrede vir julle. and have a hope to